Baie dankie Johan. Ja, ek hoop ek hou by by die verwagting. Ek gaan net gou my skerm deel. Goed, ek het 'n baie sterk vermoede dat ek die een is wat die Engelse voorlegging het, maar ek gaan aanbied in Afrikaans. En gelukkig het Mike so 'n bietjie voorbrand vir my gemaak daarop, so dankie Mike. Goed, net om af te skop, ek dink ek het 'n uitsnitsel gevat uit die handleiding uit waarna Johan verwys het. En ek sien wel hierdie is module 3 Johan, so ek weet nie of ek hom daar verkeerd gehad het nie, maar nietemin, soos jy kan sien aan die regterkant is daar baie gedetailleerde uiteensetting van die inligting wat vervat is in hierdie handleiding. Maar ek dink wat ek graag vandag wil bereik is om dalk net so bietjie dalk net vir 'n oomblik uit te zoom en dalk net oorhoofs te verduidelik hoe pas beroepsgesondheid en veiligheid in mekaar. Wat moet ons verstaan om uitvoering te gee aan al hierdie komponente? Ek dink baie keer is beroepsgesondheid en veiligheid en voedselveiligheid een van daai goeters wat ons hardloop van dit af weg. Ons is bang om te veel te doen, ons is te bang om te min te doen. Daar's ongelooflik baie wetgewing, daar's klomp vereistes, en ons weet nie lekker waar om te begin nie. Waar begin ons? Waarna kyk ons? Hoe kyk ons na hierdie ding? En ek dink dit wil ek, indien ek suksesvol is vandag dalk pleis bring by julle. En ek dink dan van daar af, wanneer 'n mens daai konteks verstaan, gaan 'n mens ek dink dit baie makliker kan benader. So om af te skop, Health and Safety 101. Waaroor gaan dit? En ek dink dit spreek ook oor na voedselveiligheid toe. Ek dink daar's twee fundamentele komponente wat ons na moet kyk. En wanneer ons na hierdie twee komponente kyk en verstaan hoe hierdie twee komponente met mekaar spreek, maar ook spreek tot enigiets wat ons in beroepsgesondheid en veiligheid of selfs in voedselveiligheid doen, dan maak dit vir ons baie makliker. So hierdie twee komponente, die een is risikoassesserings of risk assessments. Ek gaan hier en daar gaan ek dalk net 'n Engelse woord gebruik, verskoon asseblief daarvoor. En dan die regulatoriese komponent. So hierdie is die twee, as ek dit so kan stel, pivots van waaruit 'n beroepsgesondheid en veiligheidsstelsel handel, proseshandel, enigiets wat ons doen in terme van beroepsgesondheid en veiligheid en selfs voedselveiligheid berus en werk vanuit hierdie twee komponente uit. Nou, u sal sien dat hierdie twee sirkels oorvleuel ook. So daar is baie interaksie tussen hierdie twee ook en hulle sluit by mekaar aan. En dit sal ek dan nou verder bietjie uitpak. Goed. So wanneer ons kyk na risikoassessering, is daar spesifieke komponente waarna ons kyk. En die eerste ene is om te identifiseer wat is ons hazards of gevare en wat is ons risiko's. Sodra ons dit geïdentifiseer het, dan weet ons waarmee ons werk. Sonder dit het ons nie lekker rigting in terme van waartoe ons moet gaan met hierdie hele proses nie. Ten tweedens moet ons dan gaan kyk wat is die impak, wat is die erns van al hierdie risiko's. So waar rangeer dit in terme van erns, want ons almal weet alle risiko's is se erns en impak is nie almal dieselfde nie. En dan laastens moet ons gaan kyk watse kontroles sit ons in plek om hierdie risiko's en hierdie gevare te mitigeer. Dan wanneer ons dit verstaan en dit is waar hierdie twee oorvleuel, dan gaan kyk ons na die regulatoriese komponente. En ek dink die risiko-analises word te veel oorsien, die erns daarvan. Want wanneer ons verstaan wat is die risiko's, dan gaan ons verstaan en nou is ek daar bo aan die regterkant van die skerm. So wat is die wetgewing wat van toepassing is op ons bedryf of ons omgewing waarin ons werk?
Wanneer ons dit dan verstaan, dan kan ons gaan kyk spesifiek wat sê die wetgewing. En 'n voorbeeld wat ek hier wil gebruik is in die beroepsgesondheid en veiligheid wetgewing is daar 'n regulasie byvoorbeeld oor plofstof. Nou, sover my kennis dra is werk ons nie met plofstof in 'n graanomgewing nie en wil ons natuurlik so ver weg bly van dit af as wat ons moontlik kan, want ek ek dink dit kan 'n wesenlike impak hê. So daai risiko resorteer nie en feature amper nie in dit wat ons doen nie. So hoekom moet ons aan daai wetgewing voldoen? Goed, so wanneer ons dan nou verstaan wat die wetgewing sê om daardie risiko, dan kan ons gaan kyk hoe kan ons dit prakties implementeer by ons bedryfspunte. En dit is amper oorhoofs die model wat ons kan volg om hierdie proses vir ons te vergemaklik. Goed, nou om risikoassesserings net so vinnig bietjie uit te pak, moet ons twee terme uh redelik goed verstaan. So die een is die hazard. So wat is die hazard of dat natuurlik die gevaar? So 'n hazard is iets wat die potensiaal het om 'n risiko te word, as ek dit so kan stel. En ek gaan nou 'n voorbeeld daarvan gee. Dit is en dan 'n risiko is dan nou weer 'n gevaar of 'n hazard waar daar aan blootstelling is wat dan 'n implikasie kan hê op 'n besering kan veroorsaak of dan nou uh 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 property damage kan ontwikkel. So as ek 'n praktiese voorbeeld kan gebruik. Indien daar 'n koord oor 'n vloer gelê word, is die hazard die bekabeling wat oor die vloer loop. Maar dit is nog nie die risiko nie. Die risiko is eers daar wanneer iemand oor daardie koord beweeg of naby daardie elektriese koord oor dit beweeg of naby dit kom. En die risiko is dan iemand wat oor die koord kan struikel of iemand kan dan geskok word, 'n elektriese skok opdoen of wat ook al. So dit is die twee komponente rakende 'n gevaar of 'n hazard en dan die risiko en hoe hierdie twee by mekaar pas. Nou wanneer ons 'n risikoassessering doen, is daar 'n paar stappe wat ons moet volg. Die eerste een is ons moet gaan verstaan wat is die prosesvloei en wat is die take binne in daardie proses. Daarna gaan ons dan daardie take vat en ons gaan identifiseer wat is die gevare en die risiko's wat gepaard gaan in elke stap. Daarna gaan ons kyk, wat is die probability en dan die severity wat dan ook die impak is, so en dan wat is die frekwensie van dit wat die risiko dan nou voorhou. En so rangeer ons dan ook of dit 'n hoë risiko is of 'n lae risiko en dis meer en dis meer. Daarna gaan ons kyk wat se kontroles rakende die identifisering van die risiko's en dan ook die impak daarvan. Gaan ons gaan kyk wat is die kontroles wat ons in plek moet sit. Nou dit bring my by my volgende skyfie. So wanneer ons kyk na kontroles, is daar 'n paar kategorieë waarin kan kontroles geplaas word. Nou die eerste ene is om 'n risiko totaal en al te elimineer. So ons sit 'n kontrole in plek wat die risiko totaal en al uit die prentjie uithaal, die risiko is glad nie meer daar nie. 'n voorbeeld daarvan is byvoorbeeld waar ons 'n monsterneming toestel installeer, so ons vat die persoon daar weg en ons het 'n masjien wat die monsterneming toepas. By 'n verpakkingsfabriek is dit byvoorbeeld ons outomatiseer totaal en al, so ons vat die mense weg en ons sit masjiene op die produksielyn wat dan daai take dan verrig.
Dan is daar 'n substitute. Nou hierdie is nie algemeen nie, maar dit speel tog 'n rol hier en daar. Hierdie kontrolekategorie neem nie die risiko weg nie. Dit is presies wat die woord sê, dit is 'n substitute. Met ander woorde, ons sit iets anderste in plek wat 'n mindere van 'n risiko implikasie het as wat die oorspronklike risiko daar was. Nou 'n voorbeeld waaraan ek kon dink is byvoorbeeld op die spoorlyne. Ons het gerangeer altyd met 'n trekker en nou rangeer ons met 'n vankie of 'n lokomotief. Met ander woorde, die vankie en die lokomotief het nog steeds risiko, maar ons het dit vervang met 'n trekker wat 'n meer wesenlike risiko ingehou het. Goed, en dan kry ons engineering controls. So engineering controls is byvoorbeeld daar waar ons 'n handreëling bou of 'n masjienskerm. Ek dink Mike het ook daartoe verwys. En so ons ingenieur om 'n risiko dan te kontroleer. Dan het ons 'n administratiewe kontrole en ook in die handleiding verwys dit nogal redelik ekstensief daartoe. So administratiewe kontroles is tipies ons prosedures wat ons volg, die checklyste wat ons doen. So met ander woorde, dis 'n kontrole ehm wat nie 'n engineering control is nie en maar tog 'n kontrole uitvoer om om te verseker dat wat moet gebeur wel gebeur. En ek dink byvoorbeeld baie van die engineering controls sal dan ook administratiewe kontroles teweegbring. En dan laastens wat ek dink ons almal redelik mee bekend is die PPE, dit is Personal Protective Equipment. Dit is dan soos byvoorbeeld ja, harde hoedens waar dit van toepassing is of veiligheidsskoene of gehoorbeskerming en dies meer. Goed, as ons 'n bietjie kyk na die risiko-assessering van aan die voedselveiligheid kant, ek dink almal is redelik bekend daarmee. Ek dink Stefan het ook verwysing daartoe gemaak. Is die HACCP studies. Nou net om gou te verpak en die rede hoekom ek hierdie so uiteengesit het is om te verstaan hoekom ons hierdie komponente doen en hoekom ons deur hierdie prosesse wel moet gaan. So HACCP staan vir Hazard Analysis Critical Control Point. En wanneer 'n mens kyk na die hazard, weer eens net soos die beroepsgesondheid en veiligheid, kyk ons na wat is die gevaar, maar in hierdie konteks kyk ons na wat is die gesondheidsgevaar wat daar is. Dan gaan kyk ons aan die analysis kant om ondersoek in te stel oor die gevare wat van toepassing is. Aan die critical kant gaan kyk ons wat is ons critical punte wat vir ons risiko inhou. Dan gaan kyk ons weer eens na die kontroles, so wat se tipe kontroles ons in plek moet sit en dan laastens waar in die proses moet ons hierdie kontroles in plek sit. Dan is daar ook tot 'n sekere mate kategorisering wat plaasvind tydens hierdie HACCP studies en wat 'n mens in ag kan neem. So die eerste een is microbiologiese komponente en ek dink ons almal is redelik bekend daarmee in die graanbedryf. Dan het ons chemiese komponente of risiko's. Dit is dan nou natuurlik aspekte soos gifstowwe waar ons berook of skoonmaakmiddels en dies meer. Dan kyk ons na fisiese risiko's, so dit is byvoorbeeld skroewe, boute, glasstukke en dies meer. En dan gaan kyk ons ook na wat is nou laat my Afrikaans my in die steek. So wat is die allergens wat in ons omgewing is? Byvoorbeeld, grondboontjies is waarlik 'n baie gevaarlike een van die gevaarlikste allergens wat 'n mens kry. En moet ons ook gaan kyk wat is die risiko daarom. Goed, wanneer dit kom by die regulatoriese komponent. So ons het nou die risikokomponent so 'n bietjie uitgebou en dit verstaan. Nou kom ons by die regulatoriese komponent. Nou weer eens moet ons verstaan dat ons moet ons risikoanalise volledig doen sodat ons kan verstaan watse
regulatoriese komponente is van toepassing op ons en dat ons gerusstelling het dat ons alle regulatoriese komponente dan ook in ag neem wanneer ons uitvoering hier aan gee. Nou daar's so 'n bietjie van 'n kras standpunt wat baie gemaak word. En dit is dat die wetgewing en hierdie tipe wetgewings is geskryf in bloed. Nou, soos ek sê, dit is so 'n bietjie van 'n krasstelling om te maak, maar wat dit eintlik na verwys is dat daar is reeds foute voorheen gemaak en daar het reeds ongelukke gebeur um, in die geskiedenis waaruit daar geleer is. En ek dink dit is dalk iets wat ons so bietjie anders te moet verstaan in die toekoms. Ek dink die wetgewing is daar om ons te reguleer. Die wetgewing is daar om seker te maak ons doen wat ons moet doen. En ek dink Johan het dit ook vroeër genoem dat ja, ons kan in die moeilikheid kom. Daar is wesenlike implikasies sou ons nie aan wetgewing voldoen nie. Maar om so 'n bietjie van 'n ander perspektief na dit te kyk. Die wetgewing bied ons tog 'n handleiding tot 'n sekere mate om vir ons te help met dit wat al gebeur het. Hoe kontroleer ons dit? Eerder as om dit te sien as 'n pak slaag of 'n lat of 'n berg wat op ons skouers lê. Kan 'n mens die wetgewing gebruik om dit eerder as 'n handleiding of 'n gids te gebruik? Nou, net om 'n praktiese voorbeeld te gee in terme van die wetgewing. As ons gaan kyk net na iets prakties soos hoekom doen ons occupational hygiene surveys? Nou, ek dink op die oog af is dit iets wat baie keer lyk soos 'n onnodige uitgawe. Maar dit het 'n wesenlike implikasie. So, omdat ons kyk na die regulatoriese komponente en die risikokomponente, is die occupational hygiene surveys 'n oorsig wat deur 'n spesialis gedoen word om vir ons die risiko's in ons bedryfspunte uit te wys. En dit sluit dan weer aan by die mediese ondersoeke wat gedoen word. So met ander woorde, daar word 'n OREP gedoen wat dan gepaard gaan met die risiko's wat deur die occupational hygiene surveys uitgewys is en hierdie OREPs fokus dan op wat is die risiko wat daardie spesifieke werknemer of persoon aan blootgestel word in die werksplek. En die mediese ondersoeke kan dan daarvolgens gedoen word. En dit is hoe hierdie wetgewings ook met mekaar gesels. En daar het ek net weer eens uitgewys dat ons moet die skakelings tussen die risiko-analises of assesserings en dit wat die wetgewing vir ons voorskryf by mekaar uitbring. Goed, dan ek dink aan die incident investigation kant, so die incidentondersoek kant, is amper so 'n bietjie van 'n praktiese komponent rakende dit wat ek nou in die voorlegging sover gesê het. So kom ons verstaan wat is 'n insident. So soos wat die term daar sê, it's an unwanted event causing harm to people or property, mostly caused by unsafe behavior or conditions. En die tweede punt daar is, we do incident investigations to understand where our controls managing our risks have failed. This enables us to improve these controls. So die belangrikheid van incidentondersoeke is om die siklus te voltooi. Soos het ons risiko-analise gedoen, assessering gedoen. Ons het gaan kyk wat sê die wetgewing. Ons het kontroles in plek gestel, maar nou gebeur daar iets. Sou ons nie ons ondersoeke doen nie, dan mis ons die geleentheid om eintlik daaruit te leer. Om te gaan kyk wat is die effektiwiteit van ons kontroles. En dit is hoekom incidentondersoeke in beginsel so ongelooflik belangrik is. Dit gee vir ons daai geleentheid om terug te gaan kyk, het ons die risiko assessering reg gedoen, het ons als in ag geneem, is daar goed wat ons dalk uitgelaat het, is daar dalk goed wat ons dalk weer moet besin en kyk of
of ons dalk ons risiko impak dalk moet aanpas. Nou iets wat ek dink nogal baie belangrik is daar's 'n boek met die naam van Black Box Thinking. En ek dink dit is 'n ongelooflike kragtige konsep wat ons kan toepas in die omgewing van beroepsgesondheid en veiligheid as ook voedselveiligheid. Nou die konsep van Black Box Thinking is dat um, in die konteks van beroepsgesondheid en veiligheid as ook voedselveiligheid is geen werksplek is risikovry nie. Maar wat ons wel wil doen is ons wil ten alle tye onsself meet en verbeter op dit wat ons doen. So die konsep van black box thinking kom daarvan af, en ekskuus weer my Engels, is die vergelyking wat die boek trek tussen die aviation industrie en die mediese industrie. Nou oor die jare het die aviation industrie het gegaan en gesê, maar ons het baie vliegtuie wat val. Kom ons gaan kyk, hoekom val hulle? En wat gaan ons in staat stel om regtig akkuraat te gaan kyk, wat het fout gegaan en hoe kan ons daaruit leer? En dit is waar die black box in elke vliegtuig vandaan kom. En die boek beskryf ook in terme van hoeveel sukses hulle gehad het om die hoeveelheid ongelukke wesentlik te verminder. Dit is wel iets wat aan die mediese kant nie so intens gedryf word nie. Waar hulle eintlik bietjie wegskrim van om uit foute uit te leer weens die legal liability. So in die mediese praktyk verduidelik die boek ook, daar is nie 'n incident investigation proses wat gevolg word nadat iemand byvoorbeeld op 'n operasietafel tot sterwe kom of daar's 'n verkeerde dosering van medikasie of sulke tipe gebeure nie. En hoe die mediese industrie so 'n bietjie agterweë gebly het teenoor die aviation industrie wat waarlik vliegtuie en lugvaart ongelooflik beveilig het. En ek dink dit is belangrik ook om nie weg te hardloop of weg te skram van incidentondersoeke en dit te sien as 'n lat nie. Maar om waarlik te gaan kyk, wat was die oorsprong van hierdie insident? En dit is waar mense kom by die root cause. So wat is die waarlike oorsprong van dit wat gebeur het? Nou die root cause is dit wat gebeur het en wat teweeggebring het, die ripple effek wat gelei het tot 'n insident en ongeluk. Nou weer eens om dit terug te bring na die risikoassessering toe en dit wat die wetgewing sê, is dit van kardinale belang dat ons deur hierdie root cause analysis dan nou weer terugkom na dit om ons kontroles te evalueer en dan te kyk wat is hoe effektief hierdie kontroles dan nou ook al is. Ek dink net ter afsluiting. Produksie kom altyd eerste, maar veiligheid moet altyd daar wees. En ek dink om dit te bewerkstellig, as ons hierdie diagram in kan onthou, dan dink ek gaan 'n mens ver kom. Ek dink saam met dit wil ek ook die stelling maak dat die beroepsgesondheid en veiligheid beamptes en personeel is regtig 'n ondersteuning tot die operasionele personeel. En ek dink posisies soos silobestuurders, ambagsmanne en dies meer is waarlik die mense wat die kennis het. Vroeër was die opmerking ook gemaak, hulle is die CEO's van daardie bedryfspunte. En dit is 100% die waarheid. So die kennis lê daar. Die verstaan van wat die risiko's is, lê daar. En saam kan ons regtig 'n baie deeglike risikoassessering doen. Van daar af kan ons gaan kyk wat sê die wetgewing. Van daar af kan ons dan die kontroles identifiseer en implementeer. Ons kan dan weer gaan kyk en kontroleer
uh hoe effektief hierdie kontroles is. Ons kan daaruit leer en ons improve die hele tyd en so review ons die hele tyd die proses om te weet